Breakfast in die bos, uit die bundel Miss Bolletjie se boskonsert, geskryf deur Oom Miss Bolletjie, voorgelees deur Louis Nel. Wreed word ek uit my soete drome geruk met 'n deurmekaar rumoer reg onder my slaapkamervenster. Met dik geslaapte oë loer ek so skieloog na my oorlosie. Dis 5:10 in die môre. Dis die tyd wat normale mense nog behoort te slaap. Maar die geskarrel by die braaiplek dwing my om behoorlik te kyk in die halfdonker in. Boggelrig en neus teen die grond word elke plaveisteen sorgvuldig deurgesniffel om nie 'n enkele krieseltjie eetbaarheid verlore te laat gaan nie. 'n horde wriemelende grys gevaartetjies skarrel soos rotte in 'n plaasstoorkamer, die kant toe en daai kant toe, almal deur mekaar in 'n malle warboel. Gebande muishonde. Deurentyd gons dit soos in 'n byenes soos wat hulle kwetterend gesels, sonder 'n oomblik van stilte. Hierdie muishondjies laat my so dink aan 'n goeie vriendin van ons wat ook nie vir 'n oomblik kan stil bly nie. Die geraamtes van die vorige aand se braaivleisbene is stewig in besit van die 3 sterkstes. Elkeen verdedig sy fonds heftig, al grommend en knorrend. Die beendere is amper groter as die kerels wat daarmee stoei. Wat 'n stoeigeveg, laat my nogal dink aan Willie Liebenberg en Sky High Lee. Skielik besluit die tropleier, dis tyd. Hier is nou lank genoeg gekuier. Soos een man draai hulle om en op 'n streep draf die luidrugtige spul in 'n lang ry al kwetterend oor die grasperk die lang gras in. Stilte. 'n Tortelduif sus my weer saggies in droomland in met 'n slaap rustig, so salig, slaap rustig. Hoe salig. Maar my saligheid is van korte duur, want met 'n luidrugtige vlerk gefladder word my half van die slaap gemoed tot in sy fondamente geskit, wanneer 'n 20-tal rooiborsduifies met luidrugtige vlerk geklap die mieliepitte om die braaiplek ontdek. Hierdie spoorsoekende gepepel verontagsaam totaal die gedagte dat 'n duif die teken van vrede is. Elkeen verdedig sy lappie mieliepitte met groot ywer. En dan is daar nog die amoureuze kerel wat met opgepofte bors op en af wip, al agter 'n onwillige jong dametjie aan, wat in haar kuikenbrein net een enkele ding het: mieliepitte. Kruis en dwars vleg die twee tussen die gepepel deur. Dis eers as 'n rooibek neushoornvoël ongevraagd by die partytjie inbars, dat Romeo sy pogings gewonne gee. Uit die lang gras loer meneer Vesant, versigtig, en dan tree hy voetjie vir voetjie na vore. Mevrou volg flink op sy hake, gevolg deur 'n string van 6 skatlike, donsige visantkuikentjies. Onder die vaalbos ontdek hulle 'n klomp pap wat die duikertjie die vorige aand misgekyk het, en daar koek hulle saam in 'n stywe bondeltjie. Intussen, terug by die partytjie, maak 'n paar geelbek neushoornvoëls hulle uitspattige opwagting. Uitspeen, sterk in die lug, laat hulle 'n mens al te vol baie dink aan arrogante cowboys
gereed om daai kort uit te pluk en te baklei. 'n Paar piepklein blou seisies en 'n geel vlek mossie om sit eenkant te skeie en pit aan fyn saaitjies. Een vir een val die kweljas uit die sekelbos om hulle by die seisies aan te sluit. Maar 'n rustige breakfast is hulle nie beskore nie, want 'n suurgevreet neushoring kan nie die ou pietkleintjies om sy pote dult nie en hulle kry met sy geniepsige geel snavel te doen. Die lewe is soms ook maar wreed, dink ek in my stilligheid. Maar as jy jou aan God se genade oorgee, dan kan jy selfs hierdie boelies in die lewe met 'n glimlag oorkom. Die Visantgesin se klontjie pap hou nie lank nie en op 'n streep tou die hele spannetjie agter pa aan om te kom deel in die fees by die braaiplek. 2 tarantale draf oor die grasperk in hulle pynlik netjiese gespikkelde manelbaadjies en swart sykouse. Hulle ontdek 'n paar verlore mieliepitte onder die vaalbos en maak dit hulle lewensstaak om enige ander pitte wat moontlik nog onder die grond begrawe mag lê uit te skrob. Hulle voer hulle missie met groot ywer uit, te midde van 'n stofwolk van vlieiende gras en takkies en klippies. Mevrou Tarantaal skop per ongeluk stof in haar heer en meester se oë. En dan is die duiwel los. En met uitgespreide vlerke en groot lawaai word sy verneig van die partytjie verwilder. Al om die vaalbos, dat jy net sien stof en klippe spat. Gepraat van fyn gevoelig, hy het beslis nog nooit gehoor van selfbeheersing en om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar eerder te vergewe. Wat het geword van daardie 70x7 keer vergewe? En wat van liefde, selfs vir jou vyande? Die kweljaggetalle groei aan tot 'n bondel van meer as 30 wriemelende voeltjies wat soos klokslag elke 10 sekondes met 'n gedreun van vlerke die sekelbos invlieg, net om weer 'n paar sekondes later soos sprinkane uit die boom te val en te vreet asof dit hulle laaste maaltyd is. Van hierdie onrustige spul het pa Visant nou net mooi genoeg gehad. Sy geduld is tot die uiterste toe beproef en op haastige rooi beentjies vertrek hy die lang gras in. Kort op sy hake volg ma en die string kuikentjies. Hulle beentjies soos klein opwenseldaadjies waarvan die veertjies styf gespan is. Met luidrugtige skaterlag op gesin katlagters oor 'n boomstomp op soek na enige fluisterigheidjie wat die muishonde dalk kon misgekyk het. Al wat hulle kry is 'n bietjie vetterigheid en klein vleisies wat nog aan die rooster klou. Haastig maak hulle die rooster skoon en dan vertrek hulle weer met groot gejuig na groener weivelde. Asof dit die teken is, vertrek die malende massa rooibekvinke ook met 'n donderende gedruis. Die einde van die partytjie het aangebreek en een vir een verdwyn die laaste gaste, totdat daar net 'n kaal gestroopte plaveisel oorbly. En stilte. Breakfast is verby. Met 'n selfvoldane sug van genoegdoening sak ek terug in die kussings.